Goeiemôre sondaars. Kom ons probeer weer. Goeiemôre heiliges. Die een van die twee konsepte vir altyd gemaklik in ons lyfie, nee. So ons sê goeiemôre sondaars. Sit nie so lekker in jou lyfie. En as ek sê goeiemôre heiliges, dit voel so 'n bietjie beter, maar dit voel nie so lekker. Maar jy voel amper nie waardig nie. So ons weet, ons is sondaars, almal het gesondig, ons verdien nie dood, maar as gevolg van Jesus Christus, kan ons jubel en juig, kan ons op pad stap van oorwinning. Ons weet dat al sit jy hier op 'n oggend, en jy voel nie waardig nie, jy voel nie heilig miskien, dat Jesus Christus deur die kruis, deur die bloed van die lam na jou kyk, en vir jou sien as 'n heilige. En daarom, soos wat jy sit hier vanoggend, met julle onsekerheid, met die swaar dra van die lewenslas, mag julle weet, dat die Here is hier. Mag julle weet dat hy kyk vanoggend na julle en sê, julle is my geliefde kinders, my geliefde seun, my geliefde dogter, oor wie hy baie bly is, en opgewonde is, mag die Here vir julle seën. Wat 'n groot voorreg is nie vir my en vir my familie om vanoggend 'n afskeidspreek te gee nie. Ek dink ek voel net so senuweeagtig soos wat ek my intreepreek gevoel het. En maar dit is goed om hier te wees. Ek bly nog aan tot die 27 Desember, so nog 'n paar dienste wat voor lê, maar voor dit almal heeltemal verdwyn en op vakansie gaan. Wat is daarom net hierdie afskeidspreek net. Ek het 'n spesifiek getitel, 'n afskeidsbrief, wat ek graag aan die gemeenskapskerk van Woodland Hills gee. En die tema van vanoggend is, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Goeiemôre heiliges, draai gou vinnig om, groete vreemdelinge, enkeling, hier's 'n paar dominees ook hierso. Ek sal hulle nie uitwys nie, hulle kan hulle net nou sien, maar 'n vriendelike oog is lekker om vir julle te kan sien. Dankie vir oggend se saamwees. Julle sal sien ek het al reeds die kers van hoop aangesteek, en ek het reeds vanoggend ook die kers aangesteek van die adventstyd van die tweede week van vrede. En daarom groet ek jou vanoggend in die naam van Jesus Christus. Mag jy vanoggend sy vrede op 'n tasbare manier beleef en ervaar. Vreemdeling, vlugteling, alleen. Jesus wat ten volle God was ook ten volle mens. Hy weet hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees. God homself, dis wat ons in die adventtyd vier, God homself het mens geword, en as 'n klein papou babatjie is hy gebore, en hy tussen ons kom woon. Tussen ons as mens, wat 'n voorreg, God homself. En hy kom in hierdie wêreld in as 'n vreemdeling. Miskien het jy al baie in jou lewe gevoel en ervaar hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees. Weet dat God wat 'n volle mens was, Jesus Christus, wat 'n volle God was, weet hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees in hierdie wêreld. En ons word genoem in die skrif, ons almal is vreemdelinge. Ons wat heiliges is, ons almal is vreemdelinge in hierdie wêreld. Hierdie mede-pelgrims wat saam op reis is. Maar Jesus weet ook hoe dit voel om 'n vlugteling te wees. Kort nadat hy gebore is, weet ons, hy moes vlug. En hy moes in Egipte vir 'n tyd lank gaan bly, as 'n klein jong seentjie. Jesus weet hoe dit voel om 'n vlugteling te wees. Miskien oor die laaste paar jaar was daar tye, goedjies in jou lewe, miskien soos wat jy hier sit, is daar goeders in jou lewe waarvandaan jy wil vlug, wil wegvlug. Weet dat die lewende God kan met jou assosieer vanoggend. En natuurlik alleen. Jesus Christus toe aan die kruis gehang het, sy laaste lewensasem uitgeblaas het, en hy gesê, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Iets van daai godsverlatenheid beleef en ervaar. Miskien was daar tye in jou lewe al, in die laaste paar jaar, waar jy ook alleen gevoel het.
vreemdeling en vlugteling alleen. God is met jou vanoggend. Ons sê dankie vir ons pannekoek span daarso. Moenie dat hulle julle te veel skeer nie. Hulle sê ek is so baie praat vanoggend nie. Hulle gaan net sê 1, 2, 3 flip. Hulle maak vir ons pannekoeke. So as die diens klaar is, gaan ons pannekoek eet. Julle sien, as ek sê ek glo in die gemeenskap van die Heiliges, sien julle hierdie simbool van die pannekoek, die eenvoud van 'n pannekoek. As ons praat van die gemeenskap van gelowiges en van heiliges, dan praat ons van hierdie simbool van die eenvoud van 'n pannekoek. James sê die pannekoek. Die vrede kers het ons vanoggend ook aangesteek. En ek het laasweek 'n gedig gelees van Niels Jackson, die joernalis van die Kerkbode gewese ene. En ons het 'n gedig gelees van hoop. En so vanoggend, terwyl ons so kyk na die vredeskers wat ook brand met laasweek Sondag se hoop, kom ons luister wat sê hy in sy gedig van vrede. Vrede. Dit begin met die geklink van swaarde wat weggepak word. Die byna geluidlose gids van pen op papier. As 'n verdrag onderteken word, die geruis op die grys van die steewels van 1000 soldate as hulle huis toe gaan. Maar as dit gedoen is daar nog nie vrede nie. Eers moet die sagte salf in die verbande vir die wonde kom. Die bloederige wonde op die arms en bene, die buik en die borskas, en die wat die gesigte vir altyd skend. Maar ook vir die wonde dieper as die vel, die in die hart, die gemoed en die gees. Elke roof wat vorm, wat verdroog en afdoen, en die nuwe sagte vel te ontbloot, bring die vrede nader. Want daar is ook 'n erkenning nodig om in die vyand en die gehate en die vervloekte 'n mens raak te sien, 'n medemens, 'n naaste, 'n beelddraer van God, iemand wat hartseer en bly kan wees, wat kan lief hê en treur en hoop en huil. Dan, as die erkenning kom, word die vrede moontlik. Want dan kan 'n mens sy hand uitsteek met 'n huiwerige voet, dit waag oor die grense wat vroeër ondenkbaar was. Dan kan vyande van vroeër vir mekaar begin omgee, vir mekaar begin sorg, mekaar help om mooi te word, en vrolik, en gelukkig, en heel, terwyl hulle sing, laat Here u vrede deur my vloei. Vir 'n oomblik terwyl ons so sit, kom ons kyk na hierdie geloofsbelydenis wat ons Sondag na Sondag opsê. En veral die stukkie as ons vanoggend praat van ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Kom ons kyk hoe vinnig daarna. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo in die
algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees. En ewige lewe. Amen. 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 Kom ons staan, dan bid ons die Here so saam. stilte, dele glorie,
wees. Laat ons leefheid donker wolke beroep die nasies, laat volke uitkreeg. Laat moet God wees. Die sterren getuig, hy wees van goed weer, sy leef, hy leef, aan lof Here Vader, hy leef, verheef voor die aarde, verblijf voor die woord, verhoor maar omhoog, hy leef, aan lof Here Vader, hy leef, verheef voor die aarde, verblijf voor die woord, verhoor maar omhoog, hy leef. Vader God, ons kom voor U as die een wat die skepping in stand hou. Ons kom voor U as die lewende God, die allerhoogste, die allerheiligste. Vader God, dankie dat U vanoggend kom en vir ons kom innooi in die troonkamer in, waar elke knie kan buig en elke tong kan getuig dat U ons God is. Dat U die een is wat leef. U is nie 'n dooie God wat al ver is nie. Net so nou en dan kom in, kyk of ons okay is, en U leef. U is hier tussen ons. So Vader, wat dankie vir die Gees wat in ons leef. Dankie dat ons vanoggend, soos wat ons hier sit, diep bewus kan raak van die teenwoordigheid. Here Jesus, help ons om vanoggend bewus te raak van ons asemhaling. En te weet dat die Gees leef binne ons. En Vader God, soos wat ons vanoggend inasem, mag die woordjie liefde by ons kom resoneer. En wanneer ons vanoggend kom uitblaas, mag ons dankie sê, die woordjie dankie, dankbaarheid wat uitgeblaas word. Liefde in en dankbaarheid uit. Vader God, dankie vir die adventstyd wat vir ons help om te wag op U. Ons weet as mens hou ons nie daarvan om te wag nie. Daar nie daarvan om in die verkeer te wag nie, of in die winkelsentrum te wag nie. Daarom kom U in 'n tyd soos Advent en U kom leer ons om geduldig te wag op U, op pad na Kersdag. Maar net soos U gekom het 2000 jaar terug, net so gaan U weer kom op die wolke om vir ons te kom haal. Maar saam met U gaan leef in die paradys. Dankie vir vanoggend, dat ons vanoggend 'n ewigheidsperspektief kan hê. Dat ons weet dat die lewe hier op aarde is maar net tydelik. Met sy broosheid, met sy stikkindheid, met sy kompleksiteit, met al sy lewensvraagstukke waarmee ons gekonfronteer word. Heer Jesus, mag U vanoggend vir ons kom help om U koninkryk te vestig en te bou hier op aarde. Heer Jesus, U het ons nie nodig nie, maar U wil ons hê. U wil hê ons moet saam met U in samewerking wees as medegelowiges. Heer Jesus, dankie dat wanneer ons saam as gemeenskap van gelowiges by die nagmaalstafel tyd spandeer, dat dit nie net 'n aansit ete is nie, maar ook 'n wegneem ete. Waar ons voorraad van U versadig kan word in die teenwoordigheid en van die woord en van die Heilige Gees. Maar dat iemand van ons sê, maar moet dit nie vir jouself hou nie. Vat dit ook weg as 'n wegneem ete na hierdie brose wêreld. En ek sal saam met julle wees. Raak diep bewus van God se liefde wat in jou leef. Vanoggend soos wat jy uitasem, mag gaan net dankbaarheid vloei vanoggend. Amen.
woord het God gespreek, die lig wat deur die donker breek, die heel alles volmaak en dit is goed. Die engele het 'n lied gesing om aan die sterre hier te bring, die dankers van hemelse akkoorde. Halleluja, 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 in al my sin, in dear
sit nie. Eer aan God, ons prys U naam. Mag U vanoggend vir ons kom bedien. Mag ek as terug en ons as musiekspan al hoe meer in die agtergrond verdwyn. En mag U na die voorgrond tree deur die Heilige Skrif en die woord. Dankie dat ons vanoggend vrede kan beleef en kan ervaar. Dankie dat ons vanoggend kan sê, Here, nie net ek nie, maar ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Mag U vanoggend vir ons kom bedien. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. En ons almal sê, Amen.
oë kyk, ek glo in die gemeenskap van heiliges. Wat 'n voorreg was dit vir my en my huisgesin om vir die laaste 6 jaar deel van hierdie geloofsgemeenskap te kon wees nie. Groot voorreg. Ek is nou omtrent 15 jaar in die bediening voltyds, waarvan die meeste van daardie jare in 6 as jeugwerker was, en hierdie was my eerste gemeente as volwaardige dominee. Absoluut 'n groot voorreg. So jy moet weet dat, net soos wat Paulus briewe geskryf het vir die gemeente, so het julle briewe geskryf wat hier op my hart kom gegraveer is, en absoluut 'n groot voorreg. Of julle elkeen dankie sê, dankie vir die diep verhoudings wat ons kon bou. Ek hoor nou die dag 'n dominee vertel 'n storie van, jy kry 2 soorte gemeentelede. Hy sê gewoonlik as jy by die een groepering van gemeentelede kom en jy vra vir hulle, hoe gaan dit? Dan begin hulle sê, uitdominee. As jy by die ander groepering van gemeentelede kom en jy vra vir hulle, hoe gaan dit? Dan sê hulle, lekker. In hierdie 6 jaar van die voorreg om dominee te kon wees by hierdie gemeente, is al klomp eis. Maar ons klomp lekkers. Of dit nou kollegaskap was, en of dit mense was wat saam met jou as gemeentelede diep op reis was en afgesterf het aan die dood, of dit huisbesoeke was, of dit by die graf was, of dit by 'n troue was. Die lewe is maar vol eis, en vol lekkers. En ek kan vanoggend met soveel vrede, saam met hierdie vredeskers wat ons aansteek, kan ek met soveel vreugde en vrede en hoop, kan ek sê, die meerderheid, by verre, was die lekker. Dankie dat ek kon deel wees van daardie gemeenskap van die heiliges. So daar was baie verskillende verstaaninge van kerk wees. En verskeie denominasies, verskeie kerke, verskeie maniere van aanbidding lei. En ek as leraar het 'n klomp jare storie. Julle ken my storie, ek het nie groot geword in die kerkie, baie laat op hoërskool ontmoeting met die Here gehad het, en ek het al die voorreg gehad om in 'n presbyteriaanse gemeente te kon bedien, voorreg om by die Anglikane al te kon uithelp, die voorreg te kon gehad het om by Victory Church, die charismatiese kerk, bietjie te kon bedien, die voorreg te gehad het om in 'n gereformeerde tradisie onderrig te word met teologiese opleiding, voorreg om beroep te word by NG Kerkgemeente. Maar in my soek ek altyd na kerk en wat God bedoel het om kerk te wees. Wat bedoel hy, wat was Jesus se droom vir hierdie gemeenskap van heiliges, hierdie geloofsgemeenskap? En as ek so kyk na hierdie pannekoek, dan sê dit my iets van eenvoud. Ek sê vir ons wat God se hartklop eintlik is van kerk en van gemeenskap van die heiliges. En so vanoggend het ek gedink wil ons wandel in die teks wat ek vir ons dink dan mee gaan help. En dit is Handelinge 2 vers 42 tot 47. Nou moet julle ook weet, terwyl julle opsoek daai skrif, is baie bekende gedeelte, julle sal dit goed ken. Die opskrif van die titel sê die eerste gemeente. Die eerste gemeente. En ek dink wil vir ons iets kom vertolk van wat dit beteken om gemeenskap van die heiliges te wees in sy eenvoud. Ek moet ook net by sê in 'n voetnoot, dan ek dink ek het hierdie preek seker al 5 keer oorgeskryf in hierdie week. Met die hele tyd hierdie stoei van wat sê ek nie, wat is dit wat ek op 'n waardige manier kan agterlaat as 'n finale tipe van afskeidsbrief aan hierdie gemeente. En ek dink die tema van ek en ons glo in die gemeenskap van die heiliges, dis my hartklop wat ek vanoggend wil aan julle wil kom dra en kom neerlê by julle voete.
En ek dink is iets van Jesus se hartklop ook. En vriende, soos wat ek altyd sê, vanoggend kom staan ek onder die gesag van die skrif. Die vroeë kerkvaders altyd hierdie woord, die skrif, ook aan hulle koppe gehou het en gesê, hulle staan onder die gesag van die skrif, onder die gesag van die Here. Elkeen van julle staan vanoggend onder hierdie gesag van sy heilige woord. Ons is sondaars, ons is ook heiliges. Ons almal is op soeke na waarheid. Ons het klomp lewensvrae, hanteer al die vraagstukke in die lewe, maar dis wat dit beteken om gemeenskap van heiliges te wees. Want sentraal binne hierdie boodskap van die gemeenskap van heiliges is geen ander woord as liefde nie. Liefde moet die middelpunt wees van ons verhoudinge wat ons dryf en wat vir ons help. Dis wat dit beteken om gemeenskap van heiliges te wees. En so vanoggend wil ek hê ons moet wandel van vers 42 tot 47. En ek gebruik altyd die voorbeeld soos wat God gewandel het in die tuin van Eden. En ek dink altyd, hoe sou God gewandel het met sy gees? En alle manier van waar ons so besig is om tussen die bome rond te stap en elkeen 'n naam te gee aan die diere. En die gees van God wat wandel in die tuin van Eden. En dit is asof ek hierdie prentjie kry van God met sy hande agter sy rug. So wandel. So wandel en kyk. En tevrede is, en vreugdevol is, en vrede beleef en ervaar en opgewonde is oor sy handewerk, want dit was vir hom goed. En so vanoggend nooi ek jou uit om so ook te kom wandel in hierdie teks, in hierdie tuin van die eerste gemeente, sodat jy ook op 'n manier in verwondering kan staan van dit wat God doen. Dat jou mond ook kan oop hang en sê, dis wie God is. Dis wat sy hartklop is vir my as deel van hierdie gemeenskap van die heiliges. Kom ons wandel in hierdie teks. Ek wil jou uit om hierdie verloop van die res van die week daar te bly wandel en vandag. Die eerste gemeente, vers 32. Terwyl jy so wandel in die teks, wil ek jou uitnooi om 'n beeld te kry of 'n woord wat jou vasval. En ek wil hê met daai beeld wat jy kry of daai woord wat jy kry, moet jy dit vat en jy moet dit vashou styf teen die bors. En laat die Heilige Gees vanoggend met jou werk deur daai beeld en deur daai woord. Hulle gemeenskap van die heiliges, hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met onsag vervul. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en die besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempel te rein, die kerk, daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het hulle daagliks verlosstes by hulle getal gevoeg. Ons lees dit so ver. As jy 'n potlood het, as jy 'n highlighter het, as jy 'n skryfter het, wil ek hê jy moet hierdie paar verse, vers vir vers deurgaan, aantekeninge maak, onderstreep, highlight, skryf om. Maar die eerste ding wat ons in hierdie woord leer, in hierdie teksgedeelte,
Die eerste ding wat ons leer van wat dit beteken om 'n gemeenskap van heiliges te wees by die eerste kerk. En ek weet tye het verander, ons is in 2021. En dit is nie asof ons noodwendig dit as 'n blou druk kan gebruik vir vandag nie, maar ek dink tog dit wil vir ons help. Die eerste ding waaraan ons moet vashou is die woorde wat wegspring en hy bly volhard in die leer van die apostels. En dis my uitnodiging vir julle elkeen vandag. Wanneer ek self weggaan, wanneer hierdie gemeente bly voortbestaan en aan die beweeg is, bly volhard in die leer. Bly volhard in die leer, in die woord van God. Ons het baie gesê die vroeë kindertjies van oud sou die disippels kom en hulle sou die Bybel vir die kindertjies gee. Nie heeltemal nie, maar dit heuning gebring. Het gesê proe hierdie heuning. As dit vir jou soet is, as dit vir jou lekker is, dis dieselfde met die woord van God. Jy moet vol raak daarvan. Jy moet dit geniet, jy moet jou lippe aflek. Jy moet vol raak van die woord van God. Bly volhard in die leer. Ons maak altyd die grap by die tieners, ons sê die woordjie Bible, as ons dit so as 'n akroniem gebruik, dis basic instructions before leaving earth. Maar is meer as net hierdie handleiding. Dis meer as net klomp wette en klomp reëls. Dit kom spreekies van God se hartklop vir jou en vir my. Selfs vir iemand wat nie van tevore die Here geken het nie. Selfs vir iemand soos elkeen van julle op julle eie lewensreis het, met wie God 'n pad gestap het en vir jou kom ontmoet het op heilige plekke en heilige ruimtes. En God het met jou kom praat en gesê, "Hey, kom, volg my. Kom stap in my voetspore. Laat my stof in jou kom vasplak." So bly volhard in die leer. Al ons ouers wat hier so is, spandeer tyd saam met julle kinders in die woord van God. Terug na die Bybel. Raak vol van die Here. Die tweede gedagte is soos wat hulle ook in vers 42 skryf daarso. In verbondenheid. Dis wat die gemeenskap van die heiliges in gemeen gehad het. In verbondenheid. Maar hoekom het hulle in verbondenheid met mekaar beleef? Niemand anderste as Jesus Christus nie. Hulle het in verbondenheid met mekaar beleef as gevolg van hulle in verbondenheid met Jesus Christus. En daardie in verbondenheid het hulle dan kon hulle uitsteek. Dit is nie net lineêr nie, as 'n horisontaal die in verbondenheid met mekaar gehad het. Die Engelse woordjie sê so mooi, die woordjie abide. As jy nie Amplified gaan lees, dan in hakkies is hulle daai woordjie verduidelik van abide. Dit beteken dit to live, to walk and to remain. To live, to walk and to remain. Jy moet lewe in die teenwoordigheid van die Here. Jy moet stap en wandel in die teenwoordigheid van die Here. En jy moet bly in sy teenwoordigheid. To live, to walk and to remain. Die derde een wat ons sien, of wat daar vir ons uitspring, is die breek van brood. Laas Sondag het ons 'n virtuele nagmaal geleentheid gehad. Die belangrikheid, die uitnodiging van om by die tafel te gaan sit, om vol te raak van daardie teenwoordigheid, om te na te dink oor dit wat Christus vir jou en vir my kom doen het. Sy genade, die prys wat hy betaal het. Geneem, geseën, gebreek gegee. Geneem, geseën, gebreek gegee. God het dan ook sê, maar jy moet nie net aansit en vol raak van my nie, maar hierdie is nie net 'n aansit ete nie, maar dit is ook 'n wegneem ete. Ons moet hierdie brood wat ons breek en ete van vol raak, dit gaan uitdeel vir die wêreld daar buite. Die vierde ene wat daar uitspring en uitkom is gebede. As ons 'n gemeenskap van die heiliges wil wees, is dit belangrik, uiters belangrik, dat ons sal vashou aan gebed. Dat ons 'n kultuur al meer sal vorm in hierdie gemeente waar gebed sentraal staan tot ons verhouding met die Here. In gesprek. En ek gebruik altyd die woordjie intimacy. En as ek hom opverdeel, dan sê ek intimacy. Intimacy.
Into me he sees. Om so voor God te wees met jou gebrokenheid, met jou sondigheid, met jou stikkendheid. Nie soos Adam en Eva te gaan wegkruip omdat hulle gesondig het nie, maar voor God te staan en sê, Here, hier staan ek in my eenvoud. Intimacy. In 'n gebedstradisie, gebedswandeling saam met die Here. Die volgende een wat voorspring is vers 43, wat van ons wil kom iets sê van genesing. Kyk wat sê vers 43, almal is met onsag vervul, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En wanneer wonders en tekens plaasvind, dan sê dit dat daar 'n stuk heling plaasgevind het. En dis waar die gemeenskap van die heiliges is, hier by ons eredienste, daar in ons omgee groep. Daar sal met ons huis gesit om die tafel, daar moet 'n stuk genesing plaasvind. Baie keer is goeders waarvan ons bevry moet word. Dankie tog aan herinner die Here vir ons, hey, ek het jou klaar bevry. Kom stap in daardie oorwinning. Maar kry salf, soos die vrede teks, die gedig wat ons vanoggend gelees het, salf vir ons wonde. Ons moet genesing vind in die Here, sodat ons in verwondering kan staan oor sy goedheid, en dan dat ons as 'n getuienis, as geloofsgemeenskap van heiliges, hierdie getuienisse kan uitdeel na die wêreld, en hulle vertel en opgewonde maak. Dis waarom vers 45 so belangrik is. Hulle het hulle eiendom en hulle besittings verkoop en al almal uitgedeel, volgens elkeen se behoeftes. Uitdeel. Uitdeel. Nie net voorraak en aansit by die tafel nie, maar ook 'n wegneem ete. Ons moet gaan uitdeel. Die kerk kan baie maklik in 'n situasie beland waar hy vir homself leef. En net na homself kyk en homself versorg. Maar as ons juist ander mense tot redding wil bring, in die diversiteit van hierdie geloofsgemeenskap wat ons onsself binne bevind, dan moet ons gaan uitdeel. As ons oor grense beweeg en gaan, sodat mense iets van Jesus se liefde kan ervaar in ons, op 'n tasbare manier te kan beleef en te kan ervaar. Vers 46. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek. Ons doen dit 1 keer 'n week. En ons weet hierdie COVID-tye het dit nog moeiliker vir ons gemaak. Maar dit is so belangrik dat ons nie sal wegbly van die kerklike byeenkomste nie. Ja, ons kan dit op 'n virtuele manier geniet. Ja, ons kan by die huis wees om die tafel saam met ons as families. Maar dit is so belangrik om as geloofskap, daar is soveel gemeentes in die land wat sukkel om gemeentelede weer terug te kry. Terug te kom. En ons weet ons bevaar en al die dinge. Maar hier gebeur iets tussen ons, wanneer ons saam sing, wanneer ons saam huil, wanneer ons saam rou, wanneer ons saam nog getuienisse sien en beleef en ervaar. Ons gebrokenheid met mekaar deel. Ons word heel. Want ons kom as gemeenskap van gelowiges by mekaar. Ons moet nie wegbly van die kerklike samekomste nie. Maar vers 46 gaan hulle 'n bietjie verder. Deur om te sê, hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, en dan kom maar aan huis die brood te breek en hulle maaltye te geniet. Die belangrikheid van, soos wat ons laas Sondag ook 'n bietjie gepraat het, van om in Regheidstraat, by Regheidstraat uit te kom, ons huise daar te wees, en mekaar toe te rus, met die evangelie en die woord van God, om mekaar op te bou, tyd te maak as huisgesin in die woord van die Here, om die tafel. En dan gaan dit verder. Hulle sê, daar is 'n sekere manier hoe jy dit moet doen, hierdie gemeenskaplike maaltye, wanneer ons selfs genooi word na klein groepe toe, of wanneer ons families of vriende gaan sit, dan moet daar 'n uitbundige blydskap wees, opregte harte.
Die maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hierdie jaar se tema was met vreugde in diens van die Here. Mag ons as gelowiges, tye en oomblikke hê van rou en van seer en heling kry, maar mag ons met soveel blydskap kan uitleef met opregte harte. En dan staan ons ook in vers 47, hulle het God bly prys. Ons moet vir God aanhou bly prys en dankbaar wees vir dit wat hy vir ons gee. Liefde in en dankbaarheid uit. En die hele volk was hulle goedgesind. Hoekom was die volk hulle goedgesind? Want hulle het iets gesien van die uitdeel. Hulle het iets gesien van die heel word. Het iets gesien van liefde wat sentraal staan van hierdie gemeenskap van heiliges. Te midde van die diversiteit waarbinne mense hulle self bevind het. En hulle God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En dan eindig die vers, en die Here het daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Dis wat gebeur, dis wat met my gebeur het. Iemand wat nie die Here geken het nie, 'n buurvrou wat my ma genooi het gesê, kom Sondag kerk toe. My ma het gegaan en ontmoeting met die Here gehad. Teruggekom, vol blydskap, vol vreugde, dat iets in haar hart gebeur en ek wou daarvan hê. My ma het my genooi die Sondag na hom saam te gaan en ek het saam gegaan. Heilige oomblik met die Here gehad, ontmoeting met die Here en ek het teruggekom met blydskap en met vreugde in my lewe en gesê ek wil meer ontdek. Ek staan in verwondering. Ons het my suster genooi die Sondag daarna sy saamgekom, 'n heilige ontmoeting met die Here gehad. Vreugde, blydskap. Dis aansteeklik. Hierdie evangelie kan ons nie van self aan nie. Die grootste storie wat al ooit vertel is, moet ons gaan getuig van. Vreugdevol, met opregte hart. As ons uitdeel, genesing bring, in verbondenheid met mekaar staan, volhard aan die leer, die brood breek, ter nagedagtenis van dit wat die Here vir ons kon doen het. Groot genade. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Kan ek julle dit oor hardop sê? Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Kan as ek weer hoor? Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Jy moet glo. Jy moet dit embrace. Jy moet dit toevou in jou hart. Pannekoek. Die eenvoud wat ons in hierdie wandel, in hierdie teks nou gelees het, hoe spreek in ietsie van eenvoud? Is dit nie so nie? Hy kan ons kom strukture bou, en klomp goeders doen in programme, en so mooi lyk vir die wêreld daar buite. Ons kan net in eenvoud tussen mekaar leef. En die basiese goedjies doen in liefde opregte harte. En die gemeenskap sal uitbrei, ons grondgebied sal vergroot as gevolg van Jesus Christus. Ek sê altyd, net soos wat die pannekoek daar die sirkel is, julle onthou die woorde wat ek altyd echo, die kerk groei nie in rye nie. Die kerk groei in sirkels. Die kerk groei nie in rye nie, die kerk groei in sirkels. Mag ons so 'n gemeenskap van heiliges, sulke sirkels, vorm en maak en uitbou tot eer van die Here wie hy is. Wat hoop ek om te los by die gemeente? Wat hoop ek om te los hierso? Die eerste Pinkster wat ek die voorreg gehad het om hierso te doen, toe ek aangekom het, was die tema van Om die Tafel, van Leonard Sweet, die boekie wat ons so doen is From Tablet to Table. Want wat gebeur op die tafel? Dis waar geloof gevorm word, dis waar identiteit standvastig gemaak word. So hou vas aan dit. Kom om die tafel by mekaar en wees tot seën vir mekaar. Maar ook in die breër gemeenskap met sy diversiteit. Oor grense heen, bou tafels waar by mekaar kan kom. Die tweede ding wat ek graag wil hê julle moet onthou, ons moet bly wandel in die woord van God. En ek hoop die woordjie wandel bly by jou. En binne hierdie wandeling hoop ek dat daar 'n stuk
geloofsonderscheiding sal plaasvind in jou lewe. Dat terwyl jy wandel, net wanneer jy dink die teks is uitgeput en dan kan niks meer gesê word oor hom nie, dat jy sal ontdek en verras sal wees dat die woord lewend is, omdat jy bly wandel en verstom staan en in verwondering staan. Bly wandel en dan sal die Here kom en hy sal ons geloofsonderscheiding gee. Die onderskeid tussen reg en verkeerd. Die derde ene, vir die jeug uiters belangrik, vir ons families crucial, huisgeloof. Huisgeloof. In samewerking met die kerk. Volgende jaar gaan 'n ander dinamika hier so plaasvind. Kategese, al hierdie goedjies. Maar hou vas aan huisgeloof. Die kerk staan nie los van die huis nie. Die kerk is nie die primêre versorgers nie. Die huis is die primêre versorgers. Dit is 'n huisgesinverband binne sy diversiteit. Die kerk moet 'n samewerking wees met die huis. Huisgeloof, hou vas aan. Die ander wat ek baie van oor praat is slow church. Ons leef so 'n gejaagde lewe, 'n gejaagde wêreld, ons moet die hele tyd besig wees. Maandag tot Sondag is ons so gejaag by die werk en op en af. En hoe kan die kerk 'n ruimte wees waar ons stadiger leef? Ek sê altyd baie keer is die kerk is 'n drive-through church. Jy kom vinnig, jy kry jou pakkie en dan moet dit jy nou sustain vir die res van die week. Ja, so moet leer om stadiger kerk te wees. En saam met daardie stadiger kerk, die Pinkster wat ek laas jaar gedoen het en wat ek hierdie jaar by Jeugsigel gedoen het, was raw spiritualities. Die ritmes van die lewe, om in 'n ritmes van God se asemhaling en sy hartklop te kom vir jou en vir my. Stadiger kerk te wees, om binne hierdie ritmes van sy hartklop vir ons te wees. Ek hoop ek het iets van 'n kontemplatiewe spiritualiteit hier gevestig. Kontemplasie beteken om nadenkend te wees, te reflekteer. Hoekom glo ek soos wat ek glo? Hoekom doen ek wat ek doen? Maar saam met hierdie kontemplatiewe spiritualiteit hoop ek dat daar 'n stuk bewustheid by jou gekweek is. 'n Bewustheid van God se teenwoordigheid, 'n God wat nie daar ver is nie, maar God wat altyd by jou is. God is nie net op 'n Sondag in die erediens, hy is nie net wanneer jy in 'n omgee-groep bymekaar kom nie, maar God is elke dag saam met jou. Wie in die werksvergadering sit, as jy besig om die groentetuin te spit, as jy in 'n konfliksituasie is, raak diep bewus van God se teenwoordigheid. 'n Biddende kerk. Maar as dan nie Martha, spannekoek dame. Want dan die Martha ook wat hierdie gemeente moet begelei rondom die gebedsbediening. En ek vra dat julle sal bid vir my wat weggaan en waar by 'n nuwe ruimte moet gaan bevestig word. En hulle sal aanhou bid vir die leraars hierso, vir die gemeenskap van die heiliges, die biddende kultuur wat ons sal moet vestig by die voete van die Here te rus. En dan ten laaste is om 'n missionale kerk te wees. En dit hou in verband met die kontemplatiewe spiritualiteit, so ons sê altyd kontemplasie in aksie. Met ander woorde, jy moet eers gaan sit en nadink oor God wat binne jou leef en hoe hy vir jou sorg, en daardie kontemplasie verander en dit gaan in aksie. Dis deel van ons gestuurdheid. Ons hou dit nie net vir onsself nie, maar ons gaan vat dit as 'n wegneem ete. Wat hoop ek? Nou het julle gehoor wat hoop ek het julle, wat ek los hier by die gemeente, maar wat hoop ek het julle in my gesien? Ek hoop julle het in my gesien, en dit gaan nie oor Johan nie. Ek hoop julle het gesien in my lewe, dat dit gaan oor Jesus. Baie predikers van vandag, om hierdie platform te gebruik is heilig. En baie predikers van vandag, is nie altyd dieselfde wat hulle op die verhoog is, wat hulle is in hulle regte lewe nie. Dis gevaarlik. En ek moet gereeld met my vrou oor die vingerspik en my in lyn hou. Gereeld moet ek tyd by die woord van die Here staan en sê, reflekteer dit wat ek predik, reflekteer dit in my lewe. En as dit nie gewys is, die vra ek om verskoning daarvoor. Ek hoop dat ek as dit terug en al hoe meer in die agtergrond verdwyn het, en dat ek altyd na Jesus toe wys. Dis al wat ek kan doen. Al wat ek kan roem is dat ek vir Jesus lief het. Ek het baie vrae, ek het baie onsekerhede,
Ek het baie sonde, baie frustrasies. Ek is nie, maar ek is heilig, ook 'n sondaar. Maar ek hoop julle het iets van my hart beleef dat Johannes iemand wat Jesus liefhet, ten spyte van alles. Dat Johan graag iemand is en wil wees wat sagkens met mense werk. Dit is my hart nodig om vir jou ook, dat jy ook sagkens, veral in hierdie COVID-tyd, met mense sal werk. Dat Johan ook, dat jy iets gesien het van die pannenkoek lewe. Dat Johan in eenvoud geleef het. 'n lewe van eenvoud. Met uitbundige blydskap. Met opregte hart. Iemand wat 'n diensknegt is en sal bly wees. Julle is my mooi vanoggend. Baie stil. Julle is my mooi. Dit is my lekker om na julle te kyk. En ek sien die gesigte, en ek sien die oop stoele wat hier ook is, en ek weet presies wie die mense waar daar sit ook. Wat 'n groot voorreg. Wat 'n groot voorreg om die Havenga huis gesit. En dit is nie vir my, hulle kom saam met my Kaap toe. En deel Karen, jou hele huis gesit. Julle trek ook na die einde Desember. Gaan ook in die Durban omgewing wees. Ek net so dat ek so gou as moet ek 'n lidmaatskap vorm al by hom uitkry. Wat wonderlik. Dit gee my soveel vreugde en vrede om te weet as ek daar kom dat ek nog 'n gesig, nog iemand by die week om by die huis sit, die week op pad kon stap. Groot voorreg. Dankie vir elkeen van julle. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, die meeste van ons sien onsself nie as heiliges nie. En tog het U ons aangeneem as kinders van God. Daarom bid ek dat U ons sal versterk in ons geloof, sodat ons as heilige getuies kan wees van U liefde, van U vergifnis en die herstel van God se beeld in almal. Dankie dat ons daardie in verbondenheid met mekaar kan beleef as gemeenskap van heiliges, as gevolg van U wat die middelpunt van ons lewens is. Dankie Jesus, dat U in ons leef. Dankie dat ons die liefde kan inasem. Dankie dat ons vanoggend dankbaarheid kan uitblaas. Ek kom bid vir elke gemeentelid hierso, vir elke vriend van hierdie gemeente, vir elke vriend van hierdie gemeenskap. Ek vra dat U vir hierdie gemeente sal help met sy leierskap om getrou te wees in die klein bietjie wat U vir ons gee. En ek weet Here dat as ons getrou is in die klein bietjie, dan sal U ons grondgebied vergroot. Mag U vanoggend vir ons seën. En mag die eer aan U toe kom. En net soos ons in hierdie adventstyd, die hoopkers, die vredekers, die vreugdekers, die liefdeskers aansteek, dan herinner dit vir ons dat U is op pad. En U kom ons weer help. Dankie dat ons daar kan vashou. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. En ons almal sê, Amen, James, amen. James het my voor die tyd, het hy Lego buite gebou, en hy het, kom so met hierdie dingetjie aan gehardloop, en hy sê vir my, papa, hy is weer oor die kruis. Die kruis. Nou vas die kruis. Vas die kruis. Ek nooi graag, my spreekbeurt is voorbij, tyd is voorbij, ek hoop julle is geduldig. Ek nooi graag vir oom Johan Lombard, ons hoofouderling van die gemeente, nooi ek uit, terwyl hy paar gevleelde woorde spreek. Goeiemôre aan almal. Johan, baie dankie vir 'n ongelooflike boodskap vanoggend. Ons het in die boodskap kon ek hoor deur die 6 jaar se boodskappe wat jy gegee het, het alles op hierdie onderwerpe afgespeel. So baie dankie daarvoor. Om die tafel is vir altyd belangrik van hoe mens jou Christendom uitleef, nie net in die kerk nie, maar by jou gesin. So dit was altyd Johan se groot boodskap. Maar ek wil vanoggend vir hom sê, hy hoef glad nie te gepreek nie.
Die musiek vanoggend was 'n geestelike ervaring genoeg. So baie dankie daarvoor. Vandag is vir ons 'n baie spesiale geleentheid. Want ons sit in 'n teenstryd met mekaar. Ons sit met trane in ons oë, maar in dieselfde tyd het ons ook 'n glimlag om ons lippe. En ek gaan net 'n bietjie meer daar sê. Maar dit is ook 'n spesiale geleentheid want van Johan se kollegas is vandag hier. Wat ook dominees is van ons ring en hulle kom luister en kom afskeid neem, maar ook 'n boodskap kom gee vir Johan. So ek verwelkom dan vir Dominee Maurits van Jewel Kruin gemeente, vir Dominee Etienne van Jewel Sig gemeente en dan vir Dominee Jan Venter van Bergendal gemeente. So, is reg, nee? Ekskuus, kabine, sorry Jan. Baie dankie dat julle die moeite gedoen het vandag om hier te wees in so spesiale geleentheid. En dis vir ons spesiaal om julle ook hier te hê. Ek en Maurits praat net en toe sê hy was 11 jaar gelede was hy hier gewees. Toe ons gemeente begin het. So dis regtig 'n voorreg om julle almal hier te hê. Dit daar is gelaat. Wil ek graag eers vir Maurits in die woord stel en daarna vir Jan, as hy kan, Dominee Jan en Dominee Maurits, kies ek julle op die name. Om 'n paar woorde kom sê namens die ring van Bloemheuwel waarvan Woodland Hills ook 'n gedeelte is. Maurits, dankie. Terwyl Maurits in nader kom en ek opstaan, dan besef ek weer as min ouens wat gewoonlik fisies op my kan neerkyk. En nie omdat hulle hoogmoedig is nie, maar bloot omdat hulle langer as ek is. En Maurits is een van hulle. Goeiemôre. Dit is baie lekker om vanoggend hier by julle te wees, maar ook nie lekker nie. 6 jaar terug toe Johan hier aangekom het, toe was ek ook hier gewees. En dit was, ek het hierdie jong mannetjie so gekyk. Sê Johan, sterkte my ou. Dit was my ongelooflik om deur hierdie 6 jaar te kon sien en beleef hoe Johan ontwikkel het. Hoe Johan gegroei het en hoe Johan ook in sy bediening 'n stuk groei beleef het. En ek dink 'n groot deel daarvan, nie net sy eie wandel met die Here nie, maar ook 'n gemeente wat vir hom die ruimte en die plek gegee het om dit te kon doen, dit te kon wees. So dankie vir Woodland Hills vir die ruimte wat julle ook vir Johan gegee het om te groei en ook vir hom en sy gesin om hier te kom tuis wees. Ek het Johan so deur die tyd leer ken as iemand met geweldige energie. Die 2 keer wat ons saam Chumkwe toe was, ek het net gesê ek gaan nie Chumkwe toe sonder Johan nie. Daar's nie 'n way. As hy gaan ek, as hy nie gaan nie bly. Ek het altyd geniet sy geweldige energie wat hy gebring het. Julle het dit nie beleef nie, maar as hy die bangos weet gekry het, het hy 'n klomp boesmans bymekaar gemaak. En dan het lekker gegaan. So iets wat ek van Johan geweldig geniet. Ek het sy teologie geniet. Diep teologie. As jy praat van contemplation, ek kon dit beleef in jou. Jy's 'n ou wat diep dink oor goed en wat mooi dink oor goed, maar wat ook jou teologie deel maak van jou lewe. So dankie daarvoor. Ek het Johan altyd ervaar as 'n positiewe mens. Dis bitter min dat ek iets negatief by hom gehoor het. Hy het nooit geskinder oor julle klomp. Maar Johan, ek waardeer dit vir die positiewe gesindheid wat jy altyd openbaar het. Ek wil sommer net vir jou ook, en ook namens die ring, Johan het 'n groot invloed op ons as ring ook gehad. Die hele ding van Better Together, ek weet nie of julle weet daarvan die samewerking wat daar binne die ring rondom die jeug was, Johan se inisiatief, hy het ons gewoon eens bymekaar gekry, om die jeug in die ring bymekaar te kry. Dit het so gegroei, dat dit buite die ring rondgestrek het. Dat gemeentes gesê het, in ander ringe, maar luister, hulle wat inskakel by dit. So Johan, dankie daarvoor, vir die impak wat jy gehad het. En wees verseker dat nie net Woodland Hills nie, maar ook die ring van Bloemheuwel, en ook die Breër Kerk in Bloemfontein, gaan jy mis. Maar ons het groot waardering vir jou as mens, ons het groot waardering vir dit wat jy kom doen het. En ons sien met opgewondenheid uit, om te sien hoe die Here ook vir jou in Stellenberg gemeente gaan seën en gaan lei, en ook vir jou gaan gebruik, om ook in sy kerk, in sy koninkryk,
iets moois te gaan doen. En vir jou en vir Nicola en vir die kinders, wil ek sommer so 'n vers gee, uit Efesiërs 3, ons ken dit almal baie goed. Ek kan nie lees met my bril op nie. Efesiërs 3, wat sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om die Gees, deur sy Gees, met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat sal wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Mag julle die liefde van Christus ken, elke dag, en mag die Here vir julle seën ook op hierdie nuwe pad. Baie dankie, Johan, vir jou menswees, Nicola, vir julle, ons gaan julle mis, sterkte vir julle, maar ons gaan julle ook die nuwe geniet. Nog nooit het my mond so gewater tydens die erediens nie. Is dit elke Sondag so hier by julle? Sjoe. Olivia, ek gaan kort wees. Ek weet jy staan alles vir pannekoek. Gemeente, goeiemôre. Dankie vir die voorreg. Ek weet nie hoekom ek praat nie. Ek dink Johan het iets gesien. Maurits het klaar namens hierin gepraat, so ek moet op 'n baie persoonlike vlak net hou weer te begin om te sê, Johan, ek is vir jou baie lief. En ons is vir jou baie lief. Nou, dit kom nie so vanselfsprekend nie. As 'n jong leraar het ek seer gekry in die kerk in 2 van my gemeentes. En ek het my later aan so verhard en daarop geroem dat ek geen pelle op my Facebook het nie. Ek het nie predikant vriende nie. Dit was my ongekend dat predikante vir mekaar kan lief wees, en vir mekaar kan omgee, en die Here het daai stuk heling gebring in my lewe deur jou, deur die hele ding van gemeenskap, tafelteologie, better together, sodat ek nou vir Johannes Facebook kontak het, en vir Etienne, en vir Maurits, en 'n klomp mense, so dis 'n stuk bevryding, en selfs in hierdie erediens het ek 'n stuk heling gevind. Ek wil vir jou baie dankie sê vir die woordbediening, dank die Here vir die gawes wat hy vir jou gegee het, vir die gesin wat hy vir jou gegee het, want sonder hulle kan hy nie bedien nie. Mag die Here vir julle seën. Ek gaan ons nou 'n gebed doen. Ek wil net so 'n regstelling maak op Johan se preek. My kollega toe hy emeriteer in my tweede gemeente, het hy eendag gesê, hy preek die evangelie en sy vrou lewe die evangelie. Nou hoor ek dat Nicola vir jou partykeer moet regwys, nou daai gedeelte van hom Nicola het ek nooit belewe nie. Ek het beleef dat Johan die evangelie preek en lewe. En daarvoor sê ons vir jou baie dankie vir daai stuk ongeënte lewe, die integriteit waarmee jy gelewe, die spore wat jy agterlaat. En ons is opgewonde, soos Maurits ook gesê het, oor wat die Here met hierdie roeping gaan doen daar aan die ander kant. En baie sterkte op julle as gemeente vir die pad vorentoe. Ek wil sommer vir julle ook bid en dan ook vir hierdie gesin. Kom ons maak toe ons hoor. Ons hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees. Baie dankie Here dat ons hier in U teenwoordigheid mag wees. Dankie vir hierdie spesiale geleentheid. Dankie Here vir die liefde wat ons hier het. Dis maar alles die werking van U Gees. Ek kom dink Here aan Shakespeare wat daar in die Merchant of Venice skryf oor genade, hierdie eienskap van God wat hy aan ons skenk, wat soos 'n sagte milde reën die aarde nat maak. Dankie Here dat Johan so 'n reënby was, hier op die Woodlandsgronde en in die ring, maar ook buite hierdie grense.
Ek dink sommer Here aan Shakespeare wat gesê het, daar's 'n dubbele seën aan genade. Seën vir die een wat dit gee en seën vir die een wat dit ontvang. Mag hierdie gemeente ook nog lank die seën dra van sy bediening hier. En vir hom wat gehoorsaam was, vir hom en sy gesin, mag hulle ook hierdie seën beleef as hulle hier wegtrek. Mag hulle daar aan die ander kant ook beleef as hulle deur baie veranderinge gaan. Mag hulle nooit oorweldig wees nie, maar altyd kalmte vind, omdat U daar ook met hulle is. Ons bid vir Johan, die nuwe kollegaskappe, die nuwe kringe waarin hy gaan beweeg, en vra Here dat U ook Stellenberg sal seën met hom. Dankie vir Nicola en wie U reeds ook vir wie U reeds ook 'n plek gevind het om te gebruik. Seën ook haar in haar werk en haar ondersteuning van Johan. Ons weet die kinders, Here, moet nou in nuwe skole gevestig word, nuwe maatjies maak, die hartseer van bestaande maatjies groet. Bid vir Eva Jane, en ek bid vir James, en ek bid vir Olivia, Here, en vra dat U hierdie kinders sal styf vashou, en sal dit groei en laat ontwikkel, sodat hulle ook hulle ouers se verbondslig sal skyn, ook daar in die Kaap. Dankie dat ons al hierdie dinge kan bid, Here. Saam met die gebed ook vir Woodlands Gemeenskapskerk. Dan wil ons gebed by Johan se kom sit en vra dat U hierdie gemeenskap en gemeente sal seën, Here, met insig om koninkryksgerig te dink en te lewe en te doen. Seën hulle, Here. Ons vra dit alles in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Dan sê baie dankie aan Dominee Jan en Dominee Maurits. Dankie Jan vir jou gebed. Ons waardeer dit ook vir die gemeente en ook dan vir die gesin. Johan het begin net voor die preek begin te sê, hy voel amper so op sy sewe wees soos die eerste dag wat hy was. En ek wil hom sê, as dit so is, dat hy vragtig geleer om goed weg te steek in 6 jaar. Maar dit het glad nie so gelyk nie, dit is nie so nie. Johan, die manier hoe jy die woord bedien, die selfvertroue waarmee jy doen, staan uit en dit vryf af aan ons as mense. Johan was ook jeugdleraar gewees by ons gemeente, en daarom dink ek is niks minder as gepas dat ek die jeug vra om gou ietsie te kom sê, en ons gaan dit doen by die woorde van, op my monde van Annetjie Buys. Annetjie, asseblief. Hallo julle, ek is nie so gemaklik soos hulle hoor. So Johan, ons wil net namens al die ouers, en ek is seker ek praat vir die meeste ouers, baie dankie sê vir dit wat jy en Nicola in ons kinders se geloofsvorming gedoen het. Dit gaan nie net oor die oulike dominee of die lekker koekies en die lekkers by die kerk nie, maar julle het ons kinders op 'n geloofsreis vir 6 jaar geneem. Dan wil ons ook sê dankie vir elke Vrydag aand. Ek weet, COVID het nou alles planne bietjie te mekaar gegooi, maar wat ek in Vrydag aand gesien het, was gemeenskapskerk. En ek dink, vir ons wat agterbly, mag ons nie verloor wat Johannes kom wys het nie, want ek dink nie, ons is al so geoefen, soos hy in gemeenskapskerk. Dan wil ek ook sê, Nicola en Johan, Eva Jane, Olivia en James, ek dink, jy het gesê, jy hoop, dat mense kon sien jy is lief vir Jesus. Wel, ek het dit geskryf. Ek dink nie jy hoef te hoop nie. En dan het julle ons kom bedien deur liefde in te asem en dankbaarheid uit te blaas. En mag dit jou legacy wees. Vanoggend wil ek sê, namens die jeugbediening
bid asseblief vir ons, dis 'n groot leemte, en ek dink ek wil afsluit deur te sê, vanoggend is ons 'n ai, kerk, ons gaan julle mis. Sjoe, daar is al so baie gesê, nou moet ek op namens die gemeente iets sê, nou raak dit moeilik hoor. Ek kan eintlik net sê, dit wat die dominees gesê het, en al die keer, dis wat ons beaam, nie makke geraak. Ek wil hê, julle 4, 5, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, waak op die kort, ons allemaal is daar. Kom ons het lief, kom staan nie by my, so my boe op die hoog. Kom Olivia. Jy weet nou dat ons so nader stap, moet ek dan net iets lig ook sê. Ek het net gesê dat ons het 'n traan in die oog, en ons het 'n glimlag op ons mond, en dit is so, en ek gaan nou verduidelik hoekom ek dit sê. Maar net so 'n ligte lyn, ek wil vir julle sê, toe julle hier aangekom het, was julle net 4. Ons stuur julle as 5 weg. En toe julle hier aangekom het, het Johan 'n baard gehad. Dis nou weg. En Nicola het lange hare gehad, nou is dit ook kort. So, ons het dan 'n bietjie verander in julle lewe ook vir julle aan te doen, hoor, op 'n ligte lyn. Johan, namens ons as gemeente, die RGL, die gemeenskap, die ring, hulle het klaar dankie gesê, maar ook die groot gemeenskap van Bloemfontein. As ons in jou dink is, ek en jou dink, dan dink jy 'n paar praktiese goed. Die eerste ding wat ek nie sal vergeet nie, is elke keer wat jy 'n kind gedoop het, dan jy ook die ouers herinner aan hulle doopbelofte, deur 'n kruisie van die waternaam te maak. Jy het ook altyd dieselfde das gedra, wat hy ook vanoggend aan, die kruisie in sy nek. Johan was altyd nederig. Hy het meer van luister gehou as van praat. Hy het altyd nagedink oor goed, en hy het ons laat nadink oor goed, omdat ons so gewoond is om vinnig te praat. So Johan, daai unieke eienskappe van jou, en ek praat nie van die liefde wat in die gemeente uitdeel. Ek praat nie van jou ongelooflike talent met sang nie. Dit is wat jy uniek maak. Ook in die toekoms, met jou bediening wat jy nou op ander plekke gaan, is dit besonder. Nicola, as ek aan jou dink, dan dink ek sonder twyfel altyd aan die Engelse vrou wat so mooi Afrikaans kan praat. Sy het 'n unieke manier wat jy woorde uitspreek. Ek verluister my altyd daarna. Dis my so mooi. Maar ek dink ook altyd aan die vrou met die groot glimlag. Ek het nog nooit vir Nicola gesien dat sy nie glimlag, selfs terwyl sy sing was. So dit is 'n unieke result vir jou. En ook jou ongelooflike stem saam met Johan. Die manier hoe jy die musiekbediening hanteer is altyd saam was iets om na uit te sien. Selfs in lockdown tyd, die boodskap wat jy saam gesien het, ek meer uitgesien na die sanggedeeltes en die boodskap self. Want dit, soos ek net gesê het, was geestelik verrykend genoeg. Dit alleen was so baie dankie vir die manier hoe jy Johan bystaan. Dankie vir die ongelooflike vertroue en sagtheid wat jy met die gemeente toebring. En meer besonder, baie dankie dat jy vir al die ouers, jong ouers gewys het, hoe werk jy met kinders. Dan in julle, Emma Jane het 'n manier gehad toe sy aangekom het om onmiddellik in te skakel. Sy was almal se kind. Sy was nie net haar pa en ma se kind nie. Sy het baie vinnig sommer op enige ou se skoot kom sit. En sy het nie net maatjies gemaak met die maatjies nie. Die groot mense was ook al maatjies. En dis 'n besondere eienskap en ons is baie lief vir jou, hoor. James, as ek aan James moet dink, dan dink ek altyd aan 'n ondeende gemeentekind wat met die gemeente se kinders speel. Hy was altyd, jy het nooit geweet wat kom nie. En ek dink Johan was baie keer meer op sy senuwees oor wat James gaan doen hier terwyl hy preek en weer iets anders. Want hy elke keer wat ek rondhou met net as sy pa kom, hulle is hier op die kant sal iets kom sê. Selfs vanoggend weer was gesien. So well done, hoor. Olivia was nog glad nie as gebore toe sy aangekom het nie. En sy is ons gemeente se kind. Sy behoort aan ons ook. Sy is die klein invloed. Sy is stiller, sy is meer geheg aan pa en ma. Maar op haar stil manier is sy 'n ongelooflike kind wat voorbeeldig is en altyd luister na almal en alles wat gedoen word. So baie dankie aan julle. Dit is die traan gedeelte wat ek gedoen het. Die lekker gedeelte is die glimlag gedeelte. Te sê, ons is bevoorreg om julle nou te kan bestuur. Want met alle ervaring wat julle hier op gedoen het, wat julle ook ons kom leer, geestelik,
liefdevol, sag. Het ons baie geleer, maar ek dink julle is gesin ook. En ek wil vra, dit wat julle geleer het, moet julle nou julle bediening gaan toepas. Moet verander, bly presies soos dit is. Want dit maak julle besonder, hoe is dit? Hoe is die Here se liefde kan sien in julle? Julle liefde bly dit maak julle besonder. Ons is baie lief vir julle nodig. En ons stuur julle uit en julle ons het klomp voetspore. En baie kinders, maar baie van ons groter mense se harte. Baie dankie vir al die werk wat julle gedoen het. Ek wil graag net namens die gemeente vir ietsie klein gee. En ek wil begin by Johan. Johan het aangekom het, was een van sy grootste begeertes om 'n gitaar te kan neem die gemeente te kan mee bedien. Die gemeente het toe 'n gitaar gekoop van die bediening. En almal van ons weet hoe besonder en hoe goed jy by daai gitaar is. Johan, elke week wat jy hierdie gitaar gaan gebruik, gaan jy aan ons kan dink. En ons wil hê jy ons dink. En ons wil hê jy moet dink dat ons nog steeds vir julle ook dink. Want julle is net so deel van ons gemeente. Al bly julle ook nie. Johan, namens ons dan jou leerkas en die gitaar en nou net gebruik en so warm gespeel. So baie sterkte en baie dankie dat jy gedoen het. Nico dan, ek wil vir jou 'n bos blomme gee. Want met jou groot glimlag het jy ons gemeente altyd soos hierdie blomme laat voel. Jy het ons laat blom omdat jy blom. Hier is vir jou klein geverfie, iets spesiaal wat jy kan gekry. Baie dankie. En ek het vir jou ook 'n pakkie, hoor. En dis nie 'n ding wat jy gaan bang maak nie. Dink aan ons vir die gemeente, dis iets spesiaal vir jou. James, ek dink dis 'n ketjie of 'n ding wat jy pak is hier is. Dis vir jou ook 'n pakkie. Baie dankie, hoor. Jy net druk. En dan, Olivia, hier's jou, jy's 'n ster. En jy kry die ster. En hierdie is 'n pakkie wat van die jeug af kom ook vir julle. Ek kan dit sommer so vir julle saamgee. Voor ons nou klaar maak, ons amper klaar, wil ek net namens die gemeente een nog ding doen. En ek wil vir Benny vra, as een van ons oud leraars in die gemeente, om asseblief ook vir julle namens die gemeente vinnig 'n gebed te doen. Sjoe, gemeente, is daar nog iets wat ek kan sê? Ek dink ek moet net 'n gebed doen, maar in elk geval, ek wil vir Johan hulle voordat ek 'n gebed gaan doen, dat ek net my Bybel lees, maar mense net die twee hande. Ek sê altyd vir my vrou en vir myself, aan alles kom 'n einde. Daar's niks wat permanent is nie, behalwe God almagtig, in sy ewigheid, in sy heerlikheid, in sy grootheid. Dis al wat vir ewig is. Alles gaan verby. Daarom moet 'n mens elke dag van jou lewe geniet en benut. Jou bediening hier in die gemeente, fisies, is ook nou verby. Gaan ook nou verby, wat jy nalaat, sal bly. Maar julle trek na 'n pragtige land. Ek is 'n Boerlander van geboorte af, totdat ek in die Vrystaat gekom het. Toe raak ek so lief vir die Vrystaat, want die Kaapse weer is so winderig. Dan is dit suidoos, en dan is dit noordwes, en dan is dit reën, en dan is dit sonskyn. Maar in Middelburg was ek 'n Boerlander, maar ek het 'n Vrystaat. En julle gaan na baie mooi gedeelte waar ek self groot geword het. Pragtige omgewing. 'n Nuwe begin verg altyd nuwe besinning en nuwe beplanning. En hoe kan 'n mens dit beter doen as met die woord van God? Eksodus 23 vers 20 sê die Here vir Moses en die volk op 'n reis wat vir hulle voorlê, so onbekend, behalwe dat God bekend was. Hy sê, ek, die Here, stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te beskerm, en jou na die plek toe te bring, wat ek vir jou reggemaak het. Gee ag op die engel en luister na hom. En dan hierdie laaste, moet jou nie een of verset nie. Dit is so belangrik,
om te luister na die boodskap, gee ag op die engel en luister na hom. Natuurlik is die inwerking van die Heilige Gees, God se engel, om vir julle te lei en om vir julle die weg te wys. Alle seën en vreugde, dankie dat ek en Dolly mekaar julle kon herken het. Dit was net 'n vreugde, regtig waar. Baie, baie dankie vir julle gesin. Hemelse Vader, ons staan op 'n heilige plek, omdat U heilig is, en dat U ons geroep het, om U kinders te wees. U het ons wederbaar deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en U het ons op 'n nuwe pad gebring, die weg Jesus, die waarheid en die lewe. Ons prys U naam daarvoor. En hierdie oomblik is vir ons kosbaar, omdat U hierdie oomblik so bestuk en bestuur, met U alwysheid en die alwetendheid. En daarom wil ons, as medegelowiges, as medekinders van God, as medeverlostes, wil ek hulle aan U opdra, dat U vir hulle as gesin kosbaar sal bly, soos wat U altyd is, en dat hulle vir U kosbaar sal bly, soos wat julle is. Ons bid, Here, dat die kosbare liefde en die vrede hulle sal vergesel, en dat hierdie engel, waarvan ons reeds in die Ou Testament lees, in die Nuwe Testament die inwoning van die Heilige Gees vooruitgang. U is reeds daar, hulle kom net agterna, dat U hulle sal seën met 'n vrugbare bediening, dat die Heilige Gees wonderwerke in en deur hulle sal doen, sodat die gemeenskap van die gelowiges sal funksioneer tot eer en verheerliking van U naam. Baie dankie dat ons kon deel in hierdie oomblikke, diep en mooi oomblikke. Ons sê vir U dankie, Here, vir U goedheid en guns, in U wonderlike naam. Amen. Dankie Benny, ek gaan gou praat, ek weet ons is almal lus vir pannekoek en ek stel dit as prins lank ek week jou. Ek wil net 'n paar onderdelings gee en bedank sê, want net vir al die dames wat so in kerktyd en voor kerktyd vir ons kom pannekoek bak en sê baie dankie. Baie julle in die span, ons waardeer dit regtig, ons gaan dit net nog geniet ook. Ons waardeer julle ook baie dankie ook vir die vrouebediening wat dit alles gereël het. En dan natuurlik ons in staat maak en eystervrou die gemeente Judy, baie dankie ook vir jou besonderse reëlings. Die kollektemanjies gaan ons by die deure sit. So elkeen van u as u uitgaan later kan ietsie vir ons insit, soos u hart begeer. En dan 'n laaste reëling daarna, is u welkom asseblief vir die pannekoek gaan kry. Agter is koffie en tee. Die laablaas oop, die konsistorie is oop, die kerk is oop, julle kan enige plek sit en kuier en eet. En baie dankie vir elkeen se verteenwoordiging. Ons waardeer dit vreeslik. Johan gaan nou vir ons afsluit met 'n slotlied en dan moet die seën weer. Dankie Johan. Praat van kosbaar. Ek dink dit sal lekker wees om nou so 'n bietjie kos in die maag te kry. Vriende, ek wil graag 'n seën uitspreek vir julle. En dan moet ek gou na die badkamer toe gaan en dan kan ons terwyl julle ietsie kry. As ons ietsie sing en so vir julle. Maar mag hierdie pannekoeke en as mag jy voorop van die Here se goedheid en sorg. Ontvang die seën van die Here. Mag die God van die engele wat Christus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring op hierdie dag en vir altyd. Mag die God van liefde wat sy enigste seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul. Mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat hy julle in sy ewige koninkryk laat ingaan. Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees seën julle nou en vir ewig. En ons almal sê amen. En toe vriende, dankie vir die saamkuier. Kom kuier nog so bietjie saam met ons terwyl ons lekker pannekoekie eet en so. Hier sal ons 'n bietjie musiek ook nog gemaak word terwyl ons lekker saam pannekoekie eet. Sien vir julle bly.